Dit is vandag Vrydag 5 Junie. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Matteus 9 vers 9 en ons lees dit in die 2020 vertaling. Ek nooi jou uit om daar waar jy is, jou gedagtes tot rus te laat kom, om 'n paar keer lekker diep asem te haal en wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Terwyl jy stil raak, is daar dalk dinge van gister wat nog steeds onrustigheid in jou hart veroorsaak, of dalk in die dag wat voorlê is daar dinge wat jou gespanne maak. Gee dit 'n naam, erken dit en laat dit gaan. Stel jouself doelbewus oop vir die teenwoordigheid van God. God wat nie eenkant staan nie, maar jou raak sien en saamstap. In Filippense 4 praat Paulus van wat dit beteken om in God se teenwoordigheid tot rus te kom. En dan sê hy, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Watter begeerte leef daar vandag in jou hart, wat jy vir die Here wil gee? Paulus sê ook, ons kan alles in danksegging by God bekend maak. Waarvoor is jy vandag dankbaar? Ontvang die geskenk van God se genade en vrede. Matteus 9 vers 9. Jesus het 'n man met die naam Matteus gesien by die belastinghokkie sit en hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en vir Jesus gevolg. Dink jouself vir 'n oomblik in hoe dit moes gevoel het vir Matteus om Jesus se roepstem te hoor. Wat het jy vandag ervaar toe jy hierdie kort roepingsverhaal hoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Geroep, elkeen van ons. Niks vermoedend, onvoorbereid, ongekwalifiseerd. Jy is besig met die gewone gang van die lewe, dinge wat eenvoudig elke dag op jou pad kom.
En dan skielik is daar iets wat vanuit 'n ander rigting aan jou hart kom trek. Amper soos die reuk van varsgebakte brood. Dis 'n drang, 'n dieper honger. Dis 'n uitnodiging. Jy weet, jy is geroep. Om geroep te wees beteken nie jy is besonder wys of begaafd nie, of jou geloof is meer indrukwekkend as ander nie, allermins. Die roeping gaan nie oor jou kragte of jou vaardighede nie. Dis 'n oproep om te raak en te wees wie jy geskep was om te wees. Om te vertrou dat God jou toegerus het met al die gawes wat jy nodig het om te doen wat hy van jou vra. Eenvoudig gestel, dis 'n oproep om Jesus te volg. Op watter onverwagse manier hy ook al vandag in jou lewe gaan opduik. Dit is om daagliks met jou swakhede en jou sekerhede op te daag en dit deel te maak van jou gesprek met God. Om uit te deel sonder om te weet hoe God dit mag gebruik. Die oproep is om saam te stap. Dis om te weet in wie se geselskap jy jou bevind. En dis om so naby aan God se lig te leef, dat jy self stralend raak. Volg sy stem. Watter rol speel God se roepstem daagliks in jou lewe? Hoe ervaar jy dit in jou geloofsreis? Wanneer ek hierdie prentjie sien afspeel voor my van hoe Jesus vir Matteus roep, kan ek net dink hoe vreemd dit vir hom moes gevoel het. En waarskynlik gaan ek en jy nie vandag 'n rabbi hoor wat ons naam uitroep nie. Maar jy gaan weet daar's 'n klop in jou hart. En dit gaan onverwags wees. Amper soos om verlief te raak. Dalk is dit net bietjie meer skrikwekkend en bevrydend. Iets wat voel soos om uiteindelik tuis te kom. Om te reageer op hierdie stem beteken nie eintlik jy laat iets agterna nie. Dis 'n gevoel dat iets in jou gegee word, net soos wat jy jouself hiervoor gee. Dis 'n manier van wees, 'n rigting waarin jou lewe begin vloei. 'n Vryheid waarna jy gelei word tree vir tree, en al die pad word jy vergesel deur God se liefdevolle stem. Ek dink roeping is om te ontdek, dis nie 'n taak wat jy moet afhandel nie. Dis 'n persoon wat jou roep, dis 'n vriendskap waarin jy leef. Jy gaan saam met iemand wat die reis reeds klaar gemaak het. Ja, natuurlik gaan daar misstappe en verkeerde afdraaipaaie wees, maar in alles is daar seën. In alles is God teenwoordig. So wanneer jy daardie roeping voel in 'n onverwagse oomblik, moenie bevraagteken hoekom jy gekies is nie. Die enigste manier hoe jy gaan weet, is om te volg. Dalk is daar geen duidelike stem nie, maar 'n volheid in die stilte. Jy voel, jy hoor en jy gaan, oomblik vir oomblik. En jy weet, jy kan hierdie stem vertrou, want die rivier ken die pad. Wat het in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here God, mag die taal van die opstanding, van u koninkryk vandag my kom en gaan bepaal. Help my om deur die lens van u genade te kyk, om u stem te herken en te doen wat u sou doen, sodat ek kan stap waar u sou stap. Saam met die wat in rou is, sodat hulle blydskap sal ken. Saam met die wat bang is, dat hulle vertroosting sal ken. En saam met die wat op soek is na liefde, sodat hulle sal drink totdat hulle beker oorloop. Skenk my die wysheid, Here, om te soek en leerbaar te wees. En help my om vandag met my hele hart te luister na die waarheid van u genade, wat oral om my uitgestal word. Amen.